Josef se drome. Nadat Jakob en Esau mekaar weer ontmoet het Jakob besluit om by sy pa Isak te bly in Kanaan. Dis mos die land wat God vir sy oupa Abraham gegee het. Jakob het nou al 12 seuns gehad, maar van sy seuns was Josef sy gunsteling, sy witbroodjie. Jakob was baie lief vir Josef, omdat hy so lief was vir Rachel, Josef se ma. Toe Josef 17 jaar oud was, het hy saam met sy boeties skape en bokke opgepas in die veld. Maar Josef was so 'n bietjie van 'n storieverteller en hy het altyd vir sy pa gaan vertel wat sy broers doen. So sy broers het nie baie van Josef gehou nie. Omdat Jakob so lief was vir Josef, het hy vir hom mooi klere gemaak met lang moue. Josef se broers was sommer baie jaloers op hom, want hulle het geweet Jakob is liewer vir Josef as vir hulle. Een nag het Josef 'n droom gehad. Die volgende dag vertel hy toe vir sy pa en al sy boeties van sy droom. Luister na die droom wat ek gehad het hy begin vertel. Ons was op die land besig om koringgerwe te bind en skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan daar rondom en buig vir myne, vertel Josef verder. Sy boeties word sommer kwaad en vra, dink jy dat jy oor ons gaan regeer? Jy verbeel jou, jy sal koning word oor ons. Nou het sy boeties nog minder van Josef gehou. Josef het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Ek het weer gedroom, die son en die maan en die 11 sterre het voor my kom buig, sê Josef. Alhoewel Jakob kwaad was en vir Josef berisp het oor die droom, het hy bly dink aan Josef se droom. Op 'n dag was Josef se broers ver in die land om die skape en die bokke op te pas. Jakob sê toe vir Josef, gaan kyk bietjie of alles nog reg is by jou broers en die kleinvee en kom vertel vir my alles. Goed pa, antwoord Josef en hy begin toe stap. Sy boeties was nog steeds kwaad vir Josef oor sy drome en toe hulle hom op 'n afstand sien aankom, begin hulle 'n slegte plan beraam. Kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan vir pa sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome, het hulle vir mekaar gesê. Reuben, een van die boeties, sê toe egter, nee, moenie hom doodmaak nie. Kom ons gooi hom liewer net in hierdie put, hier in die veld. Reuben het dit gesê, sodat hy vir Josef kon red en hy hom kon terugstuur huis toe. Josef het skaars by hulle aangekom, toe hulle hom vat, sy klere uittrek en hom in die put gooi. 'n Put is 'n diep gat in die grond, waar die mense gewoonlik water kon uitskep. Maar hierdie put was droog, sonder water. Daarna het die boeties gaan sit en eet. Juda, een van die boeties, kry toe 'n idee om eerder vir Josef te verkoop as om hom dood te maak. Net toe kom daar 'n paar handelaars op kamele verbygery. Die broers verkoop toe vir Josef aan hulle vir 20 stukke silwer. Hy was nou 'n slaaf, 'n werker, en hulle het hom na Egipte toegevat. Josef se broers slag toe een van die bokkies en doop Josef se mooi klere in die bloed. Hulle stuur dit toe na hulle pa Jakob met die boodskap, wat eintlik 'n leuen is. Ons het dit opgetel. Jakob was baie hartseer toe hy die boodskap en die klere kry. Dis my seun se klere, roep hy uit. 'n wilde dier het hom opgevreet. Arme Jakob. Hy het vir baie lank gehuil en getreur oor Josef. Maar soos ons nou al weet, het God 'n groot plan. En dit was nie die einde van Josef se storie nie.
Nee, dit was eerder die begin.